Welkom terug. Vandag gaan ons nie net gesels nie, maar 'n ware les in die geskiedenis van onderwater reg gee. Om te verstaan waarom daar in 2026 'n nasionale agentskap vir onderwateraktiwiteite sal wees, moet ons eers verstaan waar alles vir amper 'n halwe eeu vasgeval het. Rachel, kom ons maak die klasregister oop. Met genoeg, Jake. Om oor 1997 te praat, moet ons eintlik nog 'n stap verder teruggaan na 1942. Baie mense weet nie dat die figuur van die professionele duiker in Italië binne die skiepvaartkode, naamlik die koninklike dekreet nommer 327, gebore is nie. Destyds het hulle nie van sommosatori, wat duikers is, gepraat nie, maar van palombari of helmduikers. Presies. Artikels 114 en 116 van daardie kode het spesifiek van helmduikers in plaaslike diens gepraat. Dit was die era van koperhelms, loodstewels en lug wat met die hand vanaf die oppervlak gepomp is. Die wet van 1942 en die 1952 regulasie het die duiker gedefinieer as 'n hawewerker. Dit was glad nie 'n gespesialiseerde tegnikus in die moderne sin nie, maar eerder arbeid wat aan die kaai gebonde was. Die eerste groot waterskeiding kom dan met die ministeriële dekreet van 13 Januarie 1979. Dit is hier waar die terminologiese transformasie plaasvind. Die minister van die handelsvloot besluit die woord palombaro is verouderd en die kategorie van sommosatori, duikers in plaaslike diens, word aanpitlik gebore. Hier kom ons by 'n deurslagwesende punt van die les. Artikel 3, paragraaf 6. Die wet het 'n diploma as professionele duiker of tegniese deskundige vir onderwaterwerk vereis, uitgereik deur staatsinstellings of wetlik erkende skole. Maar watter skole was dit? In daardie jare was daar bitter min en dikwels het die opleiding in die veld plaasgevind of deur die oorgang uit die geleedere van die vloot. Dit skep 'n duidelike teenstrydigheid tussen die vereiste van die norm en die werklikheid op die grond. Die fundamentele probleem van die ministeriële dekreet van 1979 was egter nie net die opleiding nie, maar die operasionele beperking. Artikel 2 was baie duidelik. Die aktiwiteit word uitgeoefen binne die bestek van die hawe, by wie se kantoor hulle ingeskryf is, en in die omliggende gebiede. Stel jy die toneel voor, die oliebedryf het offshore velde begin ontdek, Eni en Saipem het mans nodig gehad wat in staat was om tot 100 meter diep in die oop see te daal, en die Italiaanse wet het geantwoord deur slegs van hawedienste te praat. Dit is 'n tegnies reguleerlike paradoks. Die operator vir tegniese onderwaterdienste, die OTS van 79, was volgens wet 'n hawewerker, maar die mark het industriële tegnisie gevra. Hierdie teenstrydigheid het 'n ware grys area geskep wat dekades lank geduur het. Terwyl die wêreld vorentoe gejaag het na versadigingsduik, heliox mengsels en IMCA-standaarde, het Italië vasgeanker gebly aan 'n dekreet wat slegs lugduik en die papiererkenningsboekie voorsien het. En dan was daar die byvoegings van die 80er jare. In 1981 en 1982 moes die staat die dekreet bywerk om inskrywing ook vir burgers van die Europese Ekonomiese Gemeenskap moontlik te maak. Dit was die eerste teken dat die onderwater arbeidsmark internasionaal besig was om te word. Tog, ondanks hierdie wetgewende lappies, het die kern van die probleem gebrei: die gebrek aan 'n gestandaardiseerde en moderne opleidingspad. Kom ons maak 'n sprong vorentoe om te sien hoe hierdie stelsel begin kraak het. Ons kom by die jare 2000. Tegnologie het reuse stappe gemaak, maar die wet is steeds die van 79. In 2006 gryp die TAR van Lazio in. 'n Historiese uitspraak kanselleer die 35 jaar beperking vir inskrywing en definieer dit as diskriminerend. Dit is die eerste teken dat die ou bedeling besig was om in te tuimel onder die gewig van die nuwe tye. En dit is nie al nie. In 2015 het 'n formele navraag by die Departement van Arbeid 'n fundamentele punt uitgeklaar. Tegniese standaarde soos Unie 11366 is nie verpligte wette nie, maar die werkgewer is steeds verantwoordelik vir veiligheid, volgens dekreet 81/08. In die praktyk het die staat vir maatskappye gesê, moenie wag dat die wet van 1997 bygewerk word nie. Dit is julle wat die veiligheid van julle duikers moet waarborg deur die beste beskikbare tegnologie te gebruik. In hierdie les het ons verstaan dat die ministeriële dekreet van 13 Januarie 1979 'n nodige pilaar was, maar dit het goue hok geword. Dit het die identiteit van die OTS, die operateur vir tegniese onderwaterdienste, geskep, maar om geografies en tegnies beperk. Italië het reuse in duikwerk gehad wat oor die hele wêreld gewerk het, maar wat in hulle eie land steeds as hawewerkers beskou is. 'n Revolusie was nodig. 'n Revolusie wat nie in Rome begin het nie,
maar op 'n eiland wat besluit het om verby die horison van die hawe te kyk. In die volgende les sal ons sien hoe die streek Sicilië tussen 2011 en 2016 hierdie ou dekreet geneem het, dit ontleed het en gesê het, nou sal ons daarna kyk. Kry julle handleidings gereed, want in die volgende episode gaan ons die geboorte van moderne industriële duikwerk bestudeer. Dit is al vir vandag, die les is verby. Maar die reis gaan voort. Tot die volgende keer. As hierdie episode jou gehelp het om die geskiedenis van professionele duikwerk in Italië beter te verstaan, deel dit met iemand wat dit dalk interessant sal vind.